Baie dankie dat jy ingeskakel het om weer na my te luister. As dit die eerste keer is wat jy na een van my boodskappe luister, is jy hartlik welkom. Probeer asseblief om die hele boodskap deur te luister, want dit vorm 'n hegte eenheid en jy sal die impak van die boodskap verloor as jy nie na alles in hierdie boodskap luister nie. So ek wil graag met jou praat oor die wederkoms van Jesus en spesifiek met betrekking tot die stad Jerusalem. Ons leef in die tyd waar dit aanvoelbaar is dat die wederkoms van Jesus besig is om nader te kom. Ons sien die goed wat in die wêreld gebeur en ons ervaar, ons sien, ons beleef en is aanvoelbaar hoe die gees van die Antichrist hand oor hand besig is om toe te neem. So ek lees vir jou Lukas 21 vers 20 tot 24. Jesus wat praat, en ek haal dit aan uit die 2020 vertaling, hy sê, wanneer julle sien dat Jerusalem deur leers omsingel is, moet julle weet dat haar verwoesting naby is. Dan moet hulle wat in Judea is, na die berge vlug, en hulle wat binne die stad self is, moet uitgaan, en hulle wat op die platteland is, moet die stad nie binne gaan nie. Want daardie dae is dae van vergelding, sodat alles wat geskryf is, vervul sal word. Wee hulle wat in daardie dae swanger is en borsvoed, want daar sal groot nood in die land wees en straf vir hierdie volk. Vers 24. Hulle sal val deur die skerpte van die swaard en as gevangenes na al die nasies weggevoer word, totdat die bestemde tyd van die nasies vervul is. Net tot sover. Nou, jy het seker al gehoor, ons moet bid vir die vrede van Jerusalem. Psalm 122 vers 6 sê, bid vir die vrede van Jerusalem. Mag die wat jou Jerusalem liefhet, rustig leef. Luister ook mooi na die stad Jerusalem se naam. Jerusalem. Shalom. Shalom is die Hebreëse woord vir vrede. Vrede is in die naam van Jerusalem ingeskryf. Hierdie is veronderstel om 'n stad van vrede te wees. En daarom moet ons ook bid vir die vrede van Jerusalem, dat die stad sal opleef tot sy naam. Teen die einde van Jesus se bediening, gaan Jesus doelgerig na Jerusalem toe. Een van die vertalings, Engelse vertalings sê, he set his face to go to Jerusalem. So Jesus gaan doelgerig na Jerusalem toe. Wie is Jesus? Hy is die Messias. Hy is die ware koning van die Jode, gebore uit die nageslag van koning Dawid. Hy staan ook bekend as die vredevors. Jesus kom na sy stad. Hy is die koning. Hy kom na Jerusalem toe om vir Jerusalem vrede te bring. Hy kom op 'n donkie, nie op 'n perd vir oorlog nie, maar op 'n donkie vir vrede. Maar toe Jesus baie naby aan die stad kom, sodat die stad Jerusalem binne sy gesigsveld is, word hy bewoe, hy word emosioneel. En dan lees ons in Lukas 21 vers 41 en 42,
lees ons, Lukas 19 vers 41 en 42, lees ons toe hy naby kom en die stad sien, het hy oor haar gehuil en gesê, as jy maar op hierdie dag die dinge besef het wat vir jou vrede kan bring, maar nou is dit vir jou oë verberg. Jerusalem het Jesus verwerp. Dis die plek waar hy gekruisig word. En saam met hom het hulle ook die vrede wat hy vir hierdie stad gebring het, verwerp. En die noodwendige gevolg vir Jerusalem was nie vrede nie, maar verwoesting. En net in die volgende vers 43 van Lukas 19, lees ons, want daar sal dae vir jou aanbreek, wanneer jou vyande skanse teen jou sal oprig, jou omsingel en jou van alle kante af beleer. Hulle sal jou en jou kinders met die grond gelyk maak. Hulle sal nie een klip in jou op die ander laat bly staan nie. Mense, 37 jaar nadat Jesus gekruisig is, in die jaar 70 na Christus, 3 dae voor die Joodse Pasga. Met ander woorde, daar is Jode van reg oor die wêreld in Jerusalem om die Pasga te kom vier by die tempel. Met ander woorde, Jerusalem is stampvol Jode. 3 dae voor hulle Pasga het die Romeinse generaal Titus Jerusalem beleer. Hy omsingel die stad met 3 legioene en toe hy uiteindelik deurbreek, het hy letterlik die stad saam met die tempel tot in die grond in verwoes. Josefus, wat blykbaar 'n ooggetuie van hierdie verwoesting was, beskryf dit soos volg. Hy sê, most of the victims were peaceful citizens, weak and unarmed, butchered wherever they were caught. Round the altar, the heaps of corpses grew higher and higher, while down the sanctuary steps poured a river of blood, and the bodies of those killed at the top slithered to the bottom. Volgens Josefus het iets soos 1,1 miljoen mense, waarvan die meeste Jode was, gesterwe daardie dag. Sommige reken dat hy oordryf. Kom ons sê hy oordryf, en is net 500,000 gewees. Is dit nog steeds 'n geweldige mense slagting gewees. En die Romeine was bekend vir die verwoesting wat hulle kon saai, en die genadeloosheid waarmee hulle mense kon doodmaak. So dit het gebeur, en dit was die einde van Jerusalem vir die Jode. Was die einde. 70 na Christus was die einde van Jerusalem vir die Jode. Maar daar is 'n ander profesie wat gaan oor die toekoms van Jerusalem. En ons kry dit in Lukas 13 vers 35. Jesus wat praat, hy sê, kyk julle huis, en hy verwys hier na Jerusalem. Kyk, julle huis word vir julle verwoes agtergelaat. Ek sê vir julle, julle sal my beslis nie weer sien nie, totdat die tyd aangebreek het, dat julle sal sê, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. In die verse net voor dit, kla Jesus oor Jerusalem, want hy weet die stad gaan hom verwerp. En dan in die vers wat ons gelees het, sê hy wat met die stad gaan gebeur, omdat hulle hom en die vrede wat hy gebring het, wat met hulle gaan gebeur, omdat hulle hom verwerp het. Die stad gaan in totaliteit verwoes word. Maar dan hierdie profesie. Jesus sê, Jerusalem, julle sal my nie weer sien nie, totdat julle sal sê, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Nou is die vraag, wat van die periode tussenin? Met ander woorde, die periode
tussen die verwoesting van Jerusalem 70 na Christus en die dag wanneer Jerusalem haar koning, Jesus Christus, hartlik sal verwelkom met uitroepe van geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Wat van hierdie periode tussenin? En Jesus sê vir ons presies wat in hierdie periode gaan gebeur. En ons kry dit in Lukas 21 vers 24. Jesus sê hulle sal val deur die skerpte van die swaard en as gevangenes na al die nasies weggevoer word en Jerusalem sal deur die nasies vertrap word totdat die bestemde tyd van die nasies vervul is. Twee dinge. Eerstens, die Jode sal val deur die skerpte van die swaard. Hulle sal as gevangenes weggevoer word na al die nasies van die wêreld toe. En mense, dit het presies net so gebeur. Presies net so gebeur. Die Jode het vir amper 2000 jaar nooit weer hulle eie land gehad nie. Hulle het in ghettos tussen die nasies van die wêreld gewoon. Joodse gemeenskappe, oral in die wêreld, in heidense lande, Europa, Amerika, selfs hier in Suid-Afrika, tussen die nasies van die wêreld geleef. Tweedens, Jerusalem sal vertrap word deur die nasies van die wêreld. Weereens, dit het letterlik net so gebeur. Jerusalem was vir amper 2000 jaar nooit weer in die hande van die Jode gewees nie. Nooit weer nie. Inteendeel, die beheer oor Jerusalem, in die verloop van 2000 jaar, het voortdurend hande gewissel van die een nasie na die ander. Jerusalem is letterlik vertrap deur die nasies, die heidene nasies van die wêreld. Jesus sê, dit is hoe dinge sal gebeur. Dit is hoe dinge sal verloop. Dis hoe dit sal aanhou. Maar dit sal nie vir altyd so aanhou nie. Jesus sê, dit sal aanhou totdat die bestemde tyd van die nasies. Hoor mooi. Jesus sê, dit sal so aanhou totdat die bestemde tyd van die nasies vervul is. Nou kom ons by Paulus in Romeine hoofstuk 11 vers 25. En in Romeine 11:25 sê Paulus vir ons dat daar 'n verharding oor die Jode gekom het, oor Israel gekom het, en dat hierdie verharding sal voortduur totdat die volle getal van die heidene ingekom het. Daar het 'n verharding oor Israel gekom, totdat die volle getal van die heidene ingekom het. Die Jode het Jesus verwerp. Daar het 'n verharding oor hulle gekom, van die oomblik af wat hulle hom verwerp het. En hierdie verharding oor Israel, oor die Jode, sal bly voortduur, totdat die volle getal van die heidene nasies in God se koninkryk ingekom het. So ons leef op die oomblik in die tydperk van die nasies. Jesus sê vir sy disippels, gaan dan heen en maak disippels van al die nasies. Ons leef in die tyd van die nasies. Dis nou die fokus as gevolg van
die Jode, die hardheid van die Jode wat nie hulle Messias aanvaar nie tot vandag toe. As gevolg van hulle hardheid het die fokus weggeskuif van hulle af na die heidene nasies toe en ons word uitgestuur in die wêreld in om die nasies, die heidene in te bring in God se koninkryk in. En dis die tyd waarin ons op die oomblik leef, die tyd van die nasies. Maar hierdie tyd sal ook tot 'n einde kom wanneer die volle getal van die heidene in God se koninkryk ingekom het. Nou moet jy mooi hoor, hierdie tyd is baie vinnig op hierdie oomblik besig om uit te loop. Die tyd van die nasies is baie, baie vinnig besig om op hierdie oomblik tot 'n einde te kom. Hoekom sê ek dit? Het jy al ooit gehoor van die dooie see-rolle? Die dooie see-rolle is waarskynlik nie waarskynlik nie, dit is die grootste argeologiese fonds van die 20ste eeu, by verre. En die dooie see-rolle is geskep en versamel oor 'n periode wat strek van ongeveer 180 voor Christus tot so plus minus 80 na Christus. En die Qumran gemeenskap wat hierdie rolle versamel het en van die rolle self geskryf het, geskep het en dit in bewaring gehou het, so goed in bewaring gehou het dat dit 2000 jaar later hier in die 1940s per ongeluk ontdek is. Maar die Qumran gemeenskap en die rolle wat hulle bewaar het, versamel het oor een groot saak gegaan. Die hoop dat die nasie Israel weer herstel sal word. 29 November 1947. Dit was 'n Saterdag. Stem die Verenigde Nasies om die staat Israel vir die eerste keer in 2000 jaar weer te skep. Hier is die toeval, of kom ons sê, net so 'n klein bietjie van God se hand in hierdie saak. Presies op dieselfde dag, Saterdag die 29ste November 1947, toe die Verenigde Nasies stem om die staat Israel te skep, kom 3 van hierdie dooie see-rolle in die hande van die Jode. En ek lees vir jou wat Yigael Yadin hieroor te sê het. Hy sê, I cannot avoid the feeling that there is something symbolic in the discovery of the scrolls and their acquisition at the moment of the creation of the state of Israel. This symbolism is heightened by the fact that the first 3 scrolls were bought by my father for Israel on 29 November 1947, the very day on which the United Nations voted for the recreation of the Jewish state Israel after 2000 years. Toeval? Ek dink nie so nie. Wat van Jerusalem? Jy moet onthou dat Jerusalem die plek is waar God se tempel was. Ons lees van die eerste tempel, die tempel wat Salomo gebou het. Die tweede tempel wat gebou is nadat die ballinge uit Babylonië teruggekeer het, die Joodse ballinge teruggekeer het na hulle land toe. Die tweede tempel is deur hulle gebou en Herodes die Grote het hierdie tempel so baie verbeter en het een van die
argitektoniese wonders van die wêreld gemaak, van sy tyd. Maar daardie tempel is ook verwoes. Maar die sentrum van die Jodese godsdiens was die tempel in Jerusalem. In Junie 1967 breek die 6-daagse oorlog uit. Ek dink is donderdag die 6de Junie. Verower die Jode Jerusalem. En vir die eerste keer in amper 2000 jaar is Jerusalem weer die hoofstad van die Jode, die hoofstad van Israel. Nou is dit interessant. Daar's 'n dooie seerol wat bekend staan as the Temple Scroll. Presies op dieselfde dag, die 6de Junie 1967, dieselfde dag wat Jerusalem verower word deur die Jode en dit weer hulle hoofstad word, op daardie selfde dag kom die Jode in besit van die Temple Scroll. En ek lees vir jou wat Dr. Randall Price hieroor sê. Hy sê, it's also noteworthy that the Temple Scroll was recovered by Israel on the very day that Jerusalem was captured and reunited as Israel's capital. Is dit alles toeval? Ek dink nie so nie. Wat sê ek vir jou? Die Jode het nooit hulle eie land gehad nie vir 2000 jaar. Is terug in hulle land. Jerusalem is vertrap deur die nasies vir amper 2000 jaar. Die Jode regeer weer oor Jerusalem. Mense, die tyd van die nasies is besig om uit te loop op hierdie oomblik. Al wat nog moet gebeur is vir Jesus, die koning, om terug te kom en vir Jerusalem, sy stad, om hulle koning hartlik te verwelkom met uitroepe van geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Ek en jy moet vashou aan die Here. Ons moet nou aan hom vashou soos nooit van tevore nie. Mag die Here jou seën.